verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Hartlike goeie naand, dit is weer Sondag aand hier op Kruiskyk TV en wat 'n wonderlike voorreg vir my, Desiree Galvin van The Light Ministries in Newcastle, om weer vanaand met jou te kan gesels waar jy ingeskakel is hier op Kruiskyk TV. Nou, u sal onthou wie verlede week gekyk het, dat ons gesê het dat hierdie uitsending van verlede week sal 2 uitsendings wees en nou ja, ek gaan vanaand oor die tweede gedeelte met ons praat, maar net voor ek daarby kom, wil ek u net graag weer herinner, soos verlede week, aan hierdie funksie wat ons as 'n gemeente aanbied vir 'n instansie hier in ons dorp, vir behoeftige mense, gestremde mense in rolstoele, meeste van hulle, en wat absoluut so afhanklik is van die publiek om ietsie vir hulle te kan doen wat lekker en interessant is. En indien u saam met my hierdie jaar by hierdie projek betrokke wil wees, kan u net op die einde van hierdie uitsending my telefoonnommer kry en gerus vir my 'n stemboodskap op WhatsApp stuur en ek sal met liefde vir jou terug antwoord rondom al die details, soos die Engelsman sal sê, in verband met hierdie funksie wat einde November gaan plaasvind. Nou verlede week vir u wie ingeskakel was, sal jy onthou dat ons gelees het uit 2 Korintiërs 10, wat ek ook weer gaan lees. 2 Korintiërs 10 vanaf vers 4 vir u wie vanaand vir die eerste keer dan nou ingeskakel is. Hy sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. En ek wil sommer vers 6 ook lees. En ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. As ek net so 'n ou stukkie kan vertel van die vorige week, het ons gepraat rondom die feit dat ons autoriteit moet vat, op ons staanplek moet kom, dat ons weer ons knieë moet buig voor 'n lewende God, dat ons weer die woord van God sal gebruik, hierdie wapen, en dat ons weer eens sal besef wie ons in die Here is, en hoe kragtig ons is, nie in ons eie sterkte nie, maar in die krag van sy sterkte. Want die tyd waarin ek en jy lewe, soos wat ek gesê het, dit is woest, dit is erg, en daar gebeur soveel dinge, en baie kinders van die Here, moet ek sê, is besig om terug te sit. Ek het hier ook vertel verlede week, van 'n tema van 'n boodskap, wat 'n pastoor gebring het, baie jare gelede. Hy het gesê, 'n wakende wêreld en 'n slapende kerk. Ek wil vir jou sê, as die vyand dit kan regkry om jou net in jou comfort zone te hou, jou gerus te stel dat jy okay is, terwyl jy weet, jy nie okay is nie. Hy jou gerus kan stel dat jy okay is, en moenie worry nie, jy bid, jy lees, jy gaan kerk toe, jy is op jou pad hemel toe, maar jy het soveel dinge in jou hart, wat jy nog nie uitgesorteer het nie. Jy het miskien iewers seer gekry, jy het 'n traumatiese ondervinding gehad, en diep binne in jou, is daar die seer nog in jou hart, en time and again, is dit iets wat na vore kom, wat jou terughou om eintlik jou volle potensiaal in die Here te kan behaal. Kom aan mense, die Here het ons geroep tot oorwinning, victory in die naam van Jesus. Hy het ons geroep nie om te krepeer nie. Hy het ons geroep om die kop te wees en nie die stert nie. Hy het gesê in sy woord, man, wanneer hulle vir jou sê ondertoe, dan sê jy boontoe. Want wat doen die duiwel? Hy wil hê jy moet onder gaan. Hy wil hê jy moet ondertoe. Dan sê ek boontoe. As die vyand kom en hy sê vir jou, kyk terug, dan sê jy vorentoe. Ek beweeg
vorentoe. Ja, ek mag dalk struikel, ek mag dalk val, maar ek staan op in die naam van Jesus. Ek skud die stof van my af en ek beweeg in die krag van die Here vorentoe. En dit is wat die vyand ten alle koste wil verhoed in jou lewe en in my lewe, want hy is bang. Hy vrees die dag as jy op jou staanplek kom. Hy vrees die dag as jy besef wie jy in die Here is. Hy vrees die dag wanneer jy gaan opstaan en sê tot hier toe en nie verder nie. En ek wil jou wat luister aanmoedig, dat jy sal werklik waar jouself reg skud, maak nie saak hoe jy voel, wat jy ervaar nie, maar dat jy sal opstaan in die krag van sy sterkte en dat jy sal vorentoe beer, want net hier aan die ander kant is die wenstreep, daar waar ek en jy oor die lyn gaan beweeg wat sê finish, it's the end of the race, the victory has been won. Ek het die geloof behou, ek het die goeie stryd gestry en ek het die geloof behou en ons die kroon van die ewige lewe gaan kry. Ek wonder, kind van God, sien jy nog uit na daardie dag of is jy so besig met dinge in jou hart dat jy net nie kan vorentoe beweeg nie. Nou verlede week, as ek net so 'n stukkie kan wat ek mee geëindig het ek gesê, give your mind, hierdie mind, to the peace speaker. Jy sien, ek en jy het nodig, soos wat ek verlede week gesê het, we need to arrest. Jy moet dit gevange neem, hierdie gedagte wêreld. Want ek wil vir jou sê, dis in hierdie gedagtes wat baie dinge aangaan. Daar waar mense nie sien nie, mense kan dit nie hoor nie, maar ek wil vir jou sê, daar is 'n oog in die hemel wat jou sien, daar is 'n oor in die hemel wat jou hoor, daar is iemand in die hemel wat bewus is van jou. Ons het die Heilige Gees as trooster ontvang, en hy weet, hy ken jou sit, hy ken jou opstaan, en die woord sê, hy ken van ver jou gedagtes, en hy ken van ver my gedagtes. Jy sien, daardie gedagtes wat jy en ek nie bestraf nie, veroorsaak dat hierdie kasteel, want ek het mos vir jy gesê, in die Grieks is hierdie stronghold, is 'n kasteel, is hierdie kasteel, word gebou steen vir steen, en ek wil vir jou sê, ons het te doen met 'n gedigte vyand, en ek gee geen eer aan om die woord van God sê so, en ek en jy moet wakker wees. Dis nou meer as ooit tyd om wakker te word uit die slaap uit. Kom ons hou op aan die slaap gesis word, en kom ons word wakker, en kom ons wees paraat, en kom ons wees gefokus in dit wat die Here vir jou en my instoor het, kind van God. Die pad vorentoe is korter as die pad wat agter ons is. Jy sien daardie gedagtes wat ek en jy baie keer, en kom ons drink die mombakkie sommer vroeg in hierdie uitsending af. Ek laat my nie vertel dat een persoon wat hier kyk, nooit ooit in sy hele lewe, dat die vyand 'n gedagte by jou kom wil plant nie, hoor. Ek laat dit my nie vertel nie, want dan is dit vir my 'n probleem, want die vyand wil ons onderkry. Die vyand val nie hulle aan wie reg is met hom nie, hoor. Hy val juist die aan wat op hulle pad is na die hemel toe, na die koning van alle konings aan. En nou kom hy en hy bou die bakstene of die boustene, hy bou die kasteel in jou hart, hy maak toe. Hy wil nie hê jy moet by die root of die problem uitkom nie. En as jy nie optree nie, wil ek vir jou sê, your silence, die Engelsman sê, dat wanneer jy silent is, ons sê altyd stil bly is ook 'n antwoord. Your silence is actually an agreement, jy agree, jy stem ooreen met dit, wat die vyand in jou gedagte wêreld wil kom plaas. As ek dink aan Dawid het nie stil gebly, toe Goliat met hom kom praat nie. Maar Dawid het ook geweet, dat hy kom nie in sy eie krag nie. Dawid het geweet, met die Here aan my kant, is ek die meerderheid. Dawid het geweet, dat die God, wat met hom is, maak dat hy sterk is in homself, want as ek swak is, dan is ek sterk, sê die woord van die Here. En ek wil vanaand vir jou sê, maak oop jou mond, kind van God, in die naam van Jesus, en bestraf die vyand. Jy moet toetree, bring the high things, waarvan die woord praat, into the obedience of God, to make it obey. Jy sien, dis wanneer jy autoriteit vat, oor hierdie dinge wat die vyand op jou pad bring, en in jou gedagte wêreld
wil kom inmessel, want dit is wat hy doen. Hy wil dit inmessel, hy wil dit vasmaak aan jou, sodat jy hom glo en nie wat die woord van God sê nie. Maar ek sê vir jou, bestraf hom, bring daar die hoë dinge en bring dit in gehoorsaamheid tot wat? Tot God, tot die woord van God, halleluja, sodat die vyand sy knie voor jou kan buig. Nie omdat dit jy en ek is nie, maar omdat die een wat in ons is, it's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. Spreek woord. Man, as Jesus self in die woestyn die woord moes spreek en sê, vyand, gaan weg, daar staan geskrywe. Hoeveel te meer kind van God, ek en jy, wat in huise van klei woon, halleluja, wat vlees is, hoeveel te meer moet ek en jy nie staan op die ware woord van God, om te sê, vyand, daar staan geskrywe nie, halleluja. Psalm 118 vers 6 sê, die Here is vir my. Ek wonder of jy dit vanaand daar, waar jy sit en luister, sit jou hand op jouself en sê, die Here is vir my, halleluja. Ek sal nie vrees nie. Hoor jy wat ek sê? Omdat die Here vir jou is, en jy dit kan bely met jou mond, en jy dit kan glo met jou hart, wil ek vir jou sê, hoef jy en ek nie te vrees nie. Ephesians 3 vers 20 in die Engels sê, now unto him that is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Dis sy krag, kind van God, wat in jou en in my werk, halleluja. En ek het vroeër vir jou gesê in die vorige uitsending, if you don't rebuke it, you are releasing it, halleluja. But to remove it, you must repent of it. Jy sien, daar kom 'n tyd in jou lewe, wat jy jou knie moet buig voor 'n lewende God, en jy sal jou sonde moet bely. Jy sal dit wat diep binne in jou gebare is, sal jy moet uitbring en sê, Here, ek gee alles oor aan U, Here, want ek wil gesond word, Here, ek wil floreer, Here, ek wil oorwin in die naam van Jesus, halleluja. Hoe raak ek ontsla van hierdie kasteel, hierdie stronghold waar die vyand gekom het, en hy steen vir steen kom bou in my hart. Jeremia 4 vers 14 sê, was jou hart van boosheid, o Jerusalem, dat jy gered kan word. Hoe lank sal jou onheilsgedagtes in jou binneste vertoef? Jy sien daar die gedagtes wat in jou hart inbeweeg het, want toe jy dit nie gerebuke het hier nie, was daar 'n opening, halleluja, daar was 'n gap vir die vyand om in te kom, en nou sit jy met die gebakte pere, wil ek amper sê, maar dit is nie die einde van jou en my nie. Ons het die krag by die Here ontvang om op te staan, ons sondes te bely, halleluja, en die woord van God sê, hy is getrou en regverdig om jou die sonde nie toe te reken nie. Jy kan nie bestraf wat jy mee flankeer nie. Maar sodra jy bely, dan kry jy God betrokke, halleluja. Wil jy vanaand God betrokke hê in jou situasie van hierdie hart van jou wat so hard geword het en ongevoelig geraak het? Ek wil vir jou sê, die vyand sal moet vlug voor die God, halleluja, wat ons dien, want die Here, wanneer hy betrokke is, sal hy hierdie kasteel verwyder. God het volgens Jeremia 29:11 gedagtes aangaande jou en my. Want ek weet wat gedagtes ek kan gaande julle koester, gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Romeine 12:2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander. Jy sien, jy moet verander word deur die vernuwing, halleluja, van jou gemoed, van jou gedagte wêreld, sodat jy kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Kind van God, jy en ek kan slegs verander word wanneer ons die Here begin dien in gees en waarheid en oorgee. The renewing of your mind. Dit is met ander woorde in Grieks sê renovation, en die eerste stap tot renovation. Julle almal weet wat beteken renovation, halleluja. Die eerste stap is demolition. Jy moet afbreek dit wat nie daar hoort nie. Jy moet ontslaa raak, breek af wat in die pad staan van jou visie en van dit wat God vir jou instoor het.
het, when God renews your mind, He takes out the castle first. Jy bou nie op gister en op eergister se foute en probleme nie, halleluja. Daai demolition, daai slooptyd is 'n ongemaklike tyd. Dit behels dalk dat jy vergifnis gaan vra vir iemand. Dit behels jy moet iemand gaan vryspreek, al is jy onskuldig teenoor so iemand, maar gee net die eerste tree. Don't lose your mind over a thought, halleluja. Kyk vanaand in die spieël en begin by jouself en doen daar die ondersoek. Wat sê Dawid in Psalm 139? Deurgrond my, o God, en ken my hart, halleluja. Toets my en ken my gedagtes. Die woord sê, U ken van ver my gedagtes. Onthou, die vyand het sy kasteel oor 'n tydperk, stukkie vir stukkie, kom vestig in jou denke. Hy gebruik klein dingetjies, sodat jy jouself en jou dade kan regverdig. En dis net God wat jou en my kan help, om ontslae te raak van hierdie kasteel. Jou gedagtes moet spesifiek wees, halleluja, en daarom moet jy spesifiek kan bid in hierdie tyd. Spreek woord oor jouself. Ek is wat God se woord sê ek is. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek is nie 'n gevangene nie. Oorwinning is myne. Ek is 'n vredemaker. Ek sal eerder genees met my woorde as om mense te wond, halleluja. Jy sien, jy kan nie die oorwinning in jou mond hê as jy nie oorwinning in jou denke gevat het nie, halleluja. Geen krag sal in jou woorde wees, as jy nie autoriteit vat oor jou gedagte wêreld nie, my kind van God. Die sleutel tot oorwinning is om die kastele van die vyand af te trek, te vernietig, te sloop, deur die krag en die autoriteit van God se woord. Openbaring 12 vers 11 sê, ons het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Ek wil vir jou sê vanaand, kind van God, nie môre nie oormôre nie, maar vanaand gee jy die vyand sy uitsettingsbevel en jy sloop dit wat hy gebou het en jy vat die autoriteit wat jy van God ontvang het, pulling down every stronghold and casting down every imagination. Identifiseer die vyand se leuns oor jou en sien hoe gebed en lofprysing jou denke verander en God se denke nou jou denke word. Hierdie woord, die ingeplante woord van God standhoudend is in jou lewe, want sy woord oor jou is die waarheid. Lig verdring die duisternis. Ek wil ten slotte vanaand, wil ek Ivy luister, Ivy dalk dit gesien het op YouTube van hierdie ondersoeke van hierdie wetenskaplike met die COVID destyds, Fauci, dink ek spreek ek hom dalk nou nie reg uit nie, maar hoe hy elke keer wat hulle hom 'n vraag vra en hy skuldig, dan sê hy net, I respectfully decline to answer on the grounds of the 5th Amendment. Nou ek wil vir jou sê, kind van God, en ek vat hierdie en ek vergeestelik dit nou, wanneer die vyand teen jou kom, en jy weet jy het jou sondes bely, jy weet jy is oorgegee aan die koning van alle konings, en moenie dink hy gaan net by sekere mense kom nie, hy gaan by jou deur kom klop, hoor, kom ek sê vir jou, as jy werklik uitverkoop is aan hom, gaan hy by jou deur kom aanklop. Wil ek vir jou sê, wanneer die vyand kom, wil ek vir hom sê, ek wil nie eers sê, I respectfully decline nie. Ek wil vir hom sê, devil, I refuse to accept what you are bringing to me. I decline what you are bringing to my door. And I stand on my right, according to 2 Corinthians 10:5, waar die Here gesê het, dat ons hierdie gedagtes gevange moet neem. En waar hy sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Halleluja. Vyand, hoor jy, terwyl ek jou planne verbreek en elke skans wat jy opwerp teen die kennis van God, en ek neem elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid, nie aan jou nie vyand, maar aan Jesus Christus, my verlosser, halleluja. I refuse to accept what you are bringing to my door. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons vanaand kragtig is in die krag van u sterkte. Here, dankie dat u woord, Here, sny. Hy sny, Here. Hy's 'n tweesnydende swaard, Here. En my gebed is, Vader, dat ons hierdie woord, Here, sal vat met alles wat in ons is, Here. Dat ons sal opstaan, elkeen wat luister, sal opstaan in die krag van u sterkte en u majesteit, Here.
en dat ons sal sê voorwaarts, mars in die naam van Jesus, want die oorwinning is net hier ander kant is die eindstreep, Here, gaan ons die kroon van die ewige lewe beerwe, en ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Mag die Here jou seën, mag hierdie woord vir jou so 'n werklikheid in jou binneste wees, want God se woord is die waarheid, en mag jy dit toepas. Die Here seën U tot 'n volgende keer. Totsiens.